Liewe gemeente, is so wonderlik as ek weet dat die Here iets besig is om te doen en wil net hê ons moet vir 'n oomblik net so gehoorsaam bly terwyl ons so aanbid het nou toe Richard hierdie woorde sê. Eerstens verklaar dit resoneer. Ek weet daar's dinge wat ons vanoggend moet verklaar. Daar's krag in die verklaring, daar's krag in die woord, daar's krag dat jy dit moet sê. Daar's krag, oneindig krag wat jy so nodig het, maar jy moet dit kan verklaar vanoggend. Nommer 2, dat ek ervaar so dat die Here iets hier in ons midde hier wil doen. En is daar tussen julle. En ek het die band nou net gevra dat ons dalk so 'n liedjie kan sing. As hulle hom nie ken nie, kan hulle iets anders te sing, maar daar is so 'n liedjie wat sê, in the presence of God there is healing. In the presence of God there is peace. In the presence of God there is such an anointing that will lift your burden. There's an anointing that will heal you. There's an anointing that will give you strength. There's an anointing that will give you something in life that you will just feel and experience that God is His hand upon you. He's got His grace upon you. Hy het sy guns bo op jou. Hy stort dit volgende uit, want jy het dit so nodig. Maak nie saak wie jy is nie, hoe ver, hoe sondig en hoe vuil jy ook al voel vanoggend. Dis een woord van verklaring en sê, Here, hier is ek minder en minder van myself en meer van U. En mense, ek sal nie iets sê as ek dit nie bedoel nie. Ek wil nie hier voor staan en heilig ag en dink die Here lei my as Hy nie lei nie. Hier's 'n woord wat brand op my hart, maar die Here wil nou eers iets doen. En ek nooi jou uit, dat jy vanoggend miskien saam met wie jy gekom het, in my geestesoog het ek gesien, hoe mense na mekaar toe draai, hoe hulle vir mekaar die hande oplê, hoe jy miskien net 'n woord oor iemand kan spreek, want ons glo aan die saai en die maai beginsel, wat ek oor jou bid sal na my toe kom, dat daar 'n eenheid in die gebou sal kom, dat daar 'n gees sal verwelkom word, terwyl ons prys na hom opstuur, ons gebede na hom opstuur. Ek wil hê vanoggend, jy het soveel behoefte, jy het soveel behoeftes in hierdie gebou, as ons siek is moet uitnooi, gaan daar uitkom, ek weet dit. Daar's mense wat besorg is, daar's mense wat pyn het, daar's mense wat worry op die oomblik, daar's mense wat honger het, fisies, geestelik. Maar ek wil hê, as jy as gesin, as man en vrou, ek wil jou uitnooi vanoggend. Ek weet dit is so ongemaklik vir jou, dat jy vanoggend vir iemand moet bid, maar ek ervaar so, jy onderskat die krag van God in jou lewe. Jy onderskat die waarde van jou gebed. Jy onderskat jou gawes, jy onderskat jou talente, jy onderskat jou roeping, jy onderskat jou stem, sê die Here. Dat jou hande, jou gebed vanoggend na iemand toe sal 'n lewe red, sal genesing bring, sal vervulling bring, sal vrede bring. Dis nie die pastoor en dis nie die leiers nie, dis die mense wat na my toe draai, sê die Here. En ek ag daardie gebede vanoggend. Ek wil jou vra, terwyl ons hierdie lied gaan sing, wil jy nie net draai na jou man, na jou vrou toe. As jy 'n besoeker is hier vandag, soek iemand. Ek wil nou 'n woord met jou deel, wat die Here maak aan iets aan jou bekend vandag. Hy praat met mense vandag om 'n gebed te gaan doen vir iemand. Terwyl jy daar staan, as jy voel, jy moet bietjie rond beweeg. As jy 'n besoeker is, mense, voel veilig. Beloof jou, jy kan veilig voel. Maar nou, kom ons draai na mekaar toe en ons verklaar gesondmaking. Ons verklaar genesing. Kom ons draai na mekaar toe. Draai so na mekaar toe. Jesus, maar julle kyk so vir my of ek mal is. Hey, dis 'n kerk en 'n kerk bid ons. En 'n kerk mag ons bid.
Ek wil hê jy moet so 'n bietjie rond beweeg. Is daar nie iemand wat jou hart verlang na nie? Is daar nie iemand saam met wie jy moet bid vanoggend nie? Ek weet daar is. Maar kom ons draai terwyl ons hierdie lied net nog so 1 of 2 keer sing en ons bely dit, ons draai. Manne, verklaar dit oor julle vrouens vanoggend. Bid dit in Jesus naam. Kom ons bid. Kom ons bid in Jesus naam. In Jesus naam. Dankie Here. In Jesus naam. In Jesus naam. In the presence of the Lord there is peace. In the presence of the Lord there is healing. Lord, I stand in your presence with my life. Lord, I stand in your presence with my life. In the presence of the Lord there is joy. In the presence of the Lord there is peace. In the presence of the Lord there is healing. Lord, I stand in your presence with my life. Lord, I stand in your presence with my life. In the presence of the Lord there is joy. In the presence of the Lord there is peace. In the presence of the Lord there is healing. Lord, I stand in your presence with my life. Lord, I stand in your presence with my life. I exalt thee. I exalt. I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. I exalt I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Lord, I stand in your presence with my life. Lord, I stand in your presence with my Amen. Mense, luister net na hierdie woord terwyl daar nog so 'n paar mense is. Ek is besig hier met die klein profete, maar luister na hierdie woord. Want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte en sy profete geopenbaar het nie. Is 'n woord in die Ou Testament in Amos 3 vers 7. Die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte en sy profete geopenbaar het nie. Hierdie kerk het 'n verantwoordelikheid
om te bid vir die leiers. Die Bybel sê so. Hierdie week sien ek weer op die nuus 'n TV-evangelis wat aangekla word vir moord en human trafficking. Hoe werk die goed? Julle het 'n verantwoordelikheid om te bid vir die leierskap. Waar is die profete onder ons, die knegte, wat luister, wat hoor, wat die Here sê, om mense op 'n regte pad te kan hou? Vanoggend is dit 'n boodskap wat jy moet hoor, en is een van daai boodskappe wat jy gaan dink en sê, jeet, ek hoop hulle neem dit op, want ek wil dit vir so en so gaan speel en gee. Dis vir niemand anders as vir jou vanoggend nie. Jy sien, is 'n woord van waarheid wat jou gaan sny, maar ek roep die knegte, ek roep die profete, want hy sê die Here doen niks tensy hy dit aan sy knegte openbaar nie. Kom ek lees vir jou net nog 'n versie daarso, 4 vers 13, dan sê hy daarso, want kyk, hierdie God wat Richard nou probeer verwoord en sê hoe groot hierdie God is, en dan kom manifesteer hy ons, en dan sê hy in vers 13, want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep, en aan die mens sy gedagtes bekend maak. Mense, hoe kan jy lewe na vanoggend as jy nie met die gedagtes van Christus lewe nie? Hy wil dit aan jou openbaar. Jy is in verhouding met hom. Jy kan 'n ja en 'n nee kry vir jou besigheid. Jy kan 'n ja kry vir die rigting. Jy kan 'n besluit maak op grond van die gedagtes van Christus. In Korintiërs dan sê hy, we have the very mind of Christ. Hier sit mense vanoggend wat nie werk het nie, wat werkloos het, wat ander werke soek. Ek het tot bekering gekom en toe lees ek hierdie versie wat sê, we have the very mind of Christ. Ek lees dit die oggend, die aand, die middag gaan ek Bybelskool toe en daar's 'n gasspreker wat praat en hy vertel ons oor besigheid. En hy sê hoe mense moet begin opstaan vir die besigheid en die koninkryk, dat God sy gedagtes aan jou bekend wil maak. En vertel hy van hierdie simpel klein dingetjies soos 'n skoenveter met 'n stukkie plastiek aan, wat net dit makliker maak om deur jou skoen te ryg. Wat 'n multimiljonair geword het. Iemand wat 'n sambreeltjie op 'n cocktail drankie uitgevind het, wat 'n plastiek papier cocktail dingetjie gemaak het, maar 'n gedagte wat gekom het. Hoeveel te meer moet ons as Christene nie in sy teenwoordigheid kom en sê, Here, ek doen presies wat U wil hê ek moet doen. Dat jy gevuld en gevrede, dat jy in hierdie lewe vol kan lewe. Jette mense, ek wil jou op 'n journey vat en ek gaan regtig nie lank wees nie en ek dank die en ek eer die band en wat 'n wonderlike geseënde aanbidding. En kom ons gee hulle amazing, kom ons gee hulle eer die Here deur hulle en in hulle. Richard en Teresa en hierdie hele band wat dit is nie net van kom speel nie, hulle is op donderdag aande, oefen hulle is ingestem, hulle bid, hulle vra die Here waaroor. En ek eer hulle daarvoor en ek weet so dat die Here besig is met iets nuuts in ons gemeente. Ons gaan in 'n nuwe vlak en 'n nuwe dimensies in. En mense, dit gaan moeilik gaan in die volgende paar maande. Ek ervaar dit so in my binneste dat daar 'n bietjie grondpad is om te loop. Daar's 'n bietjie van 'n singplaatpad om te loop. Jy op 'n singplaat plat geloop of gery met 'n kar of 'n mountain bike, jou tande klap so te mekaar. As jy val staan uit, alles breek. Dis nie lekker nie. Maar ergens dan kom jy op die teerpad, dan voel jy, dit was die moeite werd gewees. En ek wil jou deur hierdie goed vat, ons is besig met 'n klein profete reeks, en ek wil nie 'n Bybelstudie met jou hou nie, want die jong mense sê mos altyd, dis nou boring, ons is nie in die skool nie, ons wil bietjie iets leer, ek vra die Here dat ons deur hierdie klein profete gaan, en wil ek jou 'n les leer. Ons het so 3 weke terug het ons gepraat oor Joël, toe noem ons die preekreeks, wat vreet jou op? Want daar springkane wat jou gaan opvreet. Laasweek het Richard met ons gepraat oor Jona, wat sluk jou in? Daar's goeders wat jou insluk. En hy het 'n amazing woord gebring, jy kan hom gaan luister daarso. Dit was vir ander en vir jou.
Maar vandag se preek gaan letterlik daaroor oor Amos en ek wil dit vir jou reël maak. Ek wil dit vir jou modern maak wat sê letterlik is jou geloof sigbaar. Is jou geloof sigbaar? Die hele boek van Jona en ek wil jou vanoggend 'n paar vrae vra as God vandag en hierdie week saam met jou moes kom wandel het. Dit is 'n verskriklike vraag. Ek persoonlik dryp hierdie vraag elke week. Ek dryp hom. En ek voel so hartseer daaroor, maar as die Here hierdie week saam met jou moes kom wandel het en hy sê, ek gaan jou 'n bietjie oordeel op jou week, jou nie veroordeel nie, jou oordeel. Ek gaan jou toets, ek wil jou ek wil sien wat's belangrik in jou lewe. En hy loop so week saam met jou, hy gaan saam met jou huis toe, hy drink saam met jou, hy eet saam met jou, hy's daar by die huis saam met jou, hy's saam met jou by die werk. Hy kyk na elke woord, hy kyk na al jou bedoelinge, hy kyk hier al jou motiewe in jou eie hart en ek wonder wat gaan vir die Here, wat gaan God opval oor jou? As hy jou moes oordeel en sê, hierdie goed staan uit vir my in sy lewe. Hierdie goed staan uit vir my in haar lewe. Ek wil jou hierdie een belangrike vraag, want dis wat Amos ons vra. Ons lees ons al hoe minder die Bybel, ons lees al hoe minder die boeke van die Bybel. As ek jou moet vanoggend vra, blaai bietjie na Amos toe. Ek weet nie of die jong mense gaan weet daar's 'n boek in die Bybel met Amos nie. En dis nie alfabeties nie, hy's daar in die agtergrond. Maar hy's 'n wonderlike boodskap. En ek wil jou vra vanoggend, dis wat dit vra vanoggend. Leef jou Sondag geloof op 'n Maandag nog. Leef jou Sondag geloof op 'n Dinsdag nog. Leef jou Sondag geloof nog op 'n Woensdag en 'n Donderdag en 'n Vrydag. Leef dit nog. Ek dink as God ons sou vra vanoggend uit die aard en konteks van Amos, gaan lees 'n bietjie die boek, is 8 hoofstukke. Gaan jou 'n paar minute vat en lees dit. Kom agter die kap van die Bybel. Ons volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. As jou kind jou moet vra, waaroor gaan dit? Het jy iets om te sê, man? Of weet jy dat die Bokke gister gewen het? Jy ken die telling, jy ken al die spelers. Jy weet, wat is sy naam? Pieter Stef de Tooi. Kyk hoe daai ou hoor. Ons ken al die name. Ken jy die name van die Bybel? Ken jy die name van... hierdie is vir jou, né? Hierdie is vir jou. As God saam met jou moes wandel, wat sou hy sê? Hoe sou dit meer? Gaan jy gereeld kerk toe? Bid jy gereeld? Is jy betrokke by die kinderkerk? Is jy betrokke in die dienste? Hoe sou jy sing jy hardop? Is jou hande in die lug? Gee jy jou geld? Is jou 10de op datum? Weet ek wonder wat sou God na kyk? Want baie mense in hulle onderbewussyn voel mos dat God na daardie goeders kyk. As jy Amos lees, mense, jy gaan dit oor en oor hoor vandag. Amos sê nee. Amos sê nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Amos is 'n skaapwagter. Hy's nie 'n profeet nie, hy's 'n skaapwagter, 'n gewone mens wat begin voel dat die teenwoordigheid van die Here, dat God met hom begin praat en dan sê hy, ek maak my gedagtes aan jou bekend. Ek wat die wêreld geformeer het, ek sal aan jou die gedagtes bekend maak. En toe maak God aan hom sy gedagtes bekend en dan hoor ons Amos hoe hy met die mense praat en hier's die boodskap. En dan lees ons, hy's letterlik 'n skaapwagter. En in daardie tyd, ek wil net gou vir jou agtergrond gee, die hele boek Amos is Israel op die hoogtepunt van hulle lewe. Dit kan nie beter gaan met Israel nie. Ons lees altyd Israel is in gevaar, ons lees altyd Israel is in ballingskap, ons lees altyd Israel is in een of ander oorlog betrokke, maar hierdie konteks is letterlik, dit gaan goed met Israel. Die ekonomie blom. Dit kan nie beter gaan nie. Die land is veilig. Daar is vrede. Die besighede is besig om te floreer. Die ekonomie is soos 'n masjien, hy's geolie, dit gaan goed. Die tempels is vol, die feeste word gevier, die offers word gebring, en die lofliedere gaan op. Dit gaan fantasties in Amos, in hierdie gedeelte. En dan sê hy hierdie woorde, Amos 6, en ek vat gou 'n bietjie deur, dan sê hy, wee die sorgeloses en die gerustes in Sion.
Hierdie woorde is eintlik hoor hierso, hy sê daarso, dit gaan goed, jy's sorgeloos. Jy's in gemak, dit gaan goed met jou. Inteendeel, hy sê dan, hulle lê op beddens wat van ivoor gemaak is. Hulle is uitgestrek, lê hulle op hulle rusbanke. Ek het nie eens geweet hulle het rusbanke daai tyd gehad nie. Staan so in die Bybel. Hulle drink wyn uit offerbekers en hulle het die beste olie. Maar oor die verbreeking van Josef is hulle nie bedroef nie. Wat ek net daar wil sê is, die konteks sê daar vir ons, dat hulle so bietjie oormatig verseker. Die konteks daar is, hulle is geestelik aan die slaap. Die konteks daar is, hulle voel veilig, alhoewel hulle nie sien, daar is gevaar op pad nie. Hulle is so gemaklik, as gevolg van hulle voorspoed, dat hulle dink alles is reg. En dan sê die skrif, hulle lê op die voorbeddens. Hulle is gemaklik, hulle leef luks. Maar dan sê God, oor die ondergang van Josef treur hulle nie. Bedoelende, julle dink alles is reg. Julle dink alles is reg tussen jou en God, maar jou hart is ver van hom af. Hier is die konteks. Julle geniet God se seëninge, maar julle hart klop nie meer vir hom nie. Hy sê daarso, hulle was gemaklik terwyl ander gelei het. Die skrif is duidelik, jy kan dit gaan lees, hulle het Sondag so goed gelyk by die feeste, maar op Maandag kon jy regtig sien waar lê hulle hart. Ek het daar geskryf, terwyl ek hierdie kontekste deurlees, die grootste gevaar vir Israel was nie die vervolging nie, dit was die voorspoed sonder God. Hulle het so gemaklik geraak met God se seëninge, dat hulle ongemaklik geraak het met God se heiligheid. Wil jy nie net gou goed deurlees nie? Ek voel so, dit vat ons lewens so saam. Onthou, dis 'n preek vir jou vanoggend. Nie typ hom en gee hom vir iemand en lees hom, leer hom nie. Die Here kom en hy praat vanoggend met jou. En ek gaan nou daarby uitkom en dan sê hy sê, julle, waar is ek nou? Dit het nog nooit so goed met Israel, dit lyk goed, dit voel goed. Die atmosfeer is net amazing, maar dan sê God vir hulle, julle godsdiens is indrukwekkend. Ek moet sê, julle godsdiens is indrukwekkend, maar julle harte is ver van my af. Julle aanbid my op Sondag, maar julle leef nie vir my op 'n Maandag nie. Met ander woorde, die probleem was nie dat Israel opgehou het aanbid het nie. Die probleem was dat hulle aanbidding hulle nie verander het nie. Ja mense, hierdie is 'n swaar woord. Jy kan vandag huis toe gaan, dan kan jy jou ma bel, of jou vriend bel en sê, "Jeet, ek het pak gekry vandag by die kerk." Want hierdie is die woord vanoggend. En dis hoekom Amos vandag nog so relevant is. Ons leef in daardie tyd wat dit moontlik is om te sê. Gaan kyk die nuus bietjie. Jy kan op Sondag kan jy jou hande oplig en aan Maandag kan jy nie meer enige integriteit oor hê nie. Op Sondag kan jy amen sê, maar op Maandag kan jy ongenadig begin lewe. Jy kan letterlik op 'n Sondag kan jy God as koning bely, maar op 'n Maandag dan begin jy weer die koning geld aanbid. Jy kan op Sondag jou Bybel oopmaak, maar op Maandag kan jy jou hart toemaak. Jy kan letterlik op Sondag kan jy die kruis bewonder, maar op Maandag dan begin jy jou eie wil te soek weer. Jy kan op Sondag letterlik sê, Here gebruik my, en op Maandag dan druk jy jou oë toe vir mense wat hy stuur, wat jy nie help nie. Mense,
Hierdie is 'n wake-up call weer vir ons as 'n kerk. Dat ons nie in hierdie vangnet moet intrap nie. En hy sê, God sê vanoggend vir ons, hierdie aanbidding, kan ek dit vertrou? Kan ek jou aanbidding vertrou? Vra God vandag vir my, Rian, kan ek jou aanbidding, kan ek dit vertrou? Want mens moet nie net aanbid as die musiek speel nie. Mens moet eintlik aanbid, jou hele lewe moet 'n lied wees. So by the way, ek het daar geskryf, wat ek het nou so herinner. O ja, ek het dit, dis nie op die multimedia nie. Wag, dalk is dit. O ja, daai was vir my so mooi gewees. Toe ek die tieners in Johannesburg bedien het 'n jong meisie eendag na my toe gekom en gesê, sy is so moeg vir Sondag Christene. Yes, en dit het my so seer gemaak. Dit maak my so seer as die wêreld na die kerk kyk en op die nuus uitsaai. Dit maak my so seer dat ons die krag van God verloor het in die kerk. Nee, ek lees die WhatsApp, ek lees die Facebooks en dan vra mense, kerk is net skynheilig, kerk soek net geld. Kan ons weer terugkom en sê, ons glo aan 'n visie, ons glo aan 'n lokale gemeente, ons glo daarin en sê, Here, hoe kan dit nie lyk as 'n lokale gemeente en God infiltreer die lokale gemeente en ons doen iets en maak 'n impak nie? Ek gaan so hartseer as ek hierdie goeters hoor, maar Sondag Christenskap, of is jy 'n Maandag disipel, is jy 'n Dinsdag disipel, of is jy 'n Sondag Christen? Dis wat Amos ons vra hierso, en dan mense, ek wil nou eintlik aangaan, dan sê hy, die eerste ding wat Amos vir ons wys is, dat God altyd verder kyk as die buitekant. Ons kyk na die buitekant, maar hy sê, God kyk altyd na die binnekant. En dan hierdie heel eerste punt en sê, hy kyk verder as jou godsdiens, want godsdiens het so half 'n vloek geraak in ons kerke, né? Godsdiens is 'n beautiful ding. Godsdiens is eintlik al die mooi goed wat jy doen, al die aspekte van wie hy is, dan doen jy daardie goed, maar dan moet daardie goed jou kan verander, anders raak dit 'n skynheiligheid. En dis wat God haat, as daar aanbidding is sonder verandering. En as jy jouself moes afvra, hoe gaan dit geestelik? Doen ek al hierdie mooi goeders? Ek bid, ek lees Bybel, ek gaan kerk toe, ek is diensbaar. Dan vra Amos in dieselfde konteks, mense, in hakkies net weer, ek dryp die toets. Ek het hom gedryp hierdie week. Is nie 'n veroordeling nie, jy gaan nou hoor. Maar dan sê hy, dan vra Amos 'n ander vraag, en dan sê hy, dis nie wat jy in die kerk doen nie, dis wat jy buite die kerk doen. Dis nie wie jy buite is nie, dis wie jy van binne af word, want in die hele boek Amos, dan miskien moet ek dit net so weggee vir jou, in konteks, dan kom Amos en dan sê hy, daar's 6 lande wat ek gaan oordeel. Dan begin hy met hierdie woorde en dan sê hy, so sê die Here oor 3 oortredinge, ja, oor 4 sal ek my nie afwend nie, dan omdat hulle dan hierdie verkeerde goeders gedoen het, 6 lande. Dan begin hy met hierdie byvoorbeeld, dan sê hy oor 3 oortredinge, ja, oor 4, waar is dit nou? Kom ons vat nou maar, die eerste ene was eintlik Damaskus. Dan sê hy, omdat hulle Gilead met ysterdoorstange gedors het, bedoel hulle het letterlik, hulle het die mense wreed behandel. Daarom gaan ek Damaskus, gaan ek oordeel. Dan kom hy by Gaza. Dan sê hy oor 3 dinge, ja, oor 4 sal ek Gaza oordeel, omdat hulle die hele bevolking as ballinge weggevoer het. Dan sê hy, daai nasie het hulle mense verkoop as slawe. Dan sê hy, oor 3 dinge, ja, oor 4 sal ek Edom oordeel. Dan sê hy, omdat hy sy broer met die swaard agtervolg het, dat hy sê letterlik, hulle het bitterheid en wraak in hulle harte gedra. En dan sê hy, by die 5de een, dan sê hy, oor 3 oortredinge, ja, oor 4 sal ek Ammon oordeel. En dan sê hy wat die Ammon is, omdat hulle swanger vroue in Gilead oopgesny het. Gaan lees die Bybel. Dis een van die mees wreedste oorlogswaarhede wat jy gaan lees daarso. En dan, terwyl Amos hierdie woord bring, dan is daar 'n gehoor soos hierdie 'n volk wat hom toeluister. En raai wat?
Elke keer, dan praat hy oor Damaskus, hoe wreed hulle is. En hy praat oor letterlik Amon, hoe hulle die swangere vroue oopgesny het en opgeoffer het. En dan sê God, ek gaan hulle oordeel. Weet julle wat, dan sit die volk van Israel, en sê hulle, ja, preach it, Amos. Ja, amen, Amos. Dan skree hulle daar uit toe en sê, ja, dis reg, daardie volke verdien het. Laat hulle geoordeel word. Laat hulle geslag word, laat hulle doodgemaak word. En dan kom hy by die 6de een, en die grootste skok in Amos, skielik draai Amos om, en dan sê hy hierdie woorde, so sê die Here oor die hele oortredinge van Israel, 4 dinge wat ek nie sal afwend nie, ek gaan julle oordeel. En dan sê hy, hoekom hy hulle gaan oordeel? Omdat julle regverdige geld verkoop en die behoeftiges oor 'n paar skoene, wat hy eintlik daar probeer sê is net, oor die Israel is nou so geskok, hulle kan nie glo wat hulle hoor nie, dat die volk Israel, wat in die florerende tyd van hulle lewe is, alles gaan goed, hulle lê op rusbanke, hulle lê op beddens wat van ivoor gemaak is, die wingerde is volop, die store is vol, dit gaan goed. En dan sê hy in Amos 2, maar ek gaan Israel oordeel. En ewe skielik is dit so doodstil, dat hulle nie kan glo wat hulle hoor nie. Jy kan 'n speld oorval. Hulle wat gedink het, Amos praat van die bure, ewe skielik sit hulle nou in die wat hulle oud noem, die beskuldigingsbank. En dan lees ons daar in die Bybel, dan sê Jesus hierdie woorde, waarom sien jy die splinter in jou broer se oog, maar die balk in jou eie oog haal jy nie uit nie? En dis presies die konteks van Amos wat hy hier sê, dat ons is so menslik as daar geoordeel word, as daar tereggewys, daar geweerleg word, mense word gestraf, want ons, ja, hulle verdien dit. En dan draai die boodskap om en dan sê hy, maar ek praat eintlik met jou. En dan raak ons doodstil. Ons kan nie glo wat ons hoor nie. Met ander woorde, die probleem was nie aanbidding nie. Die probleem was hulle karakter. Die probleem was dat hulle hele samelewing het korrup geword. Hierdie konteks is, hulle het gesing op 'n Sondag Amazing Grace. En dan op 'n Maandag het hulle letterlik verneek met hulle belasting. Hulle het op 'n Sondag het hulle hande hoog gelig en op 'n Maandag het hulle werknemers afgebreek. Hulle het op 'n Sondag letterlik ure gebid. En dan op 'n Maandag hulle huweliksmaat in minagting behandel. Ja mense, ek dryp hierdie toetsie. En ek wil hê jy moet dit hoor. Dat die Here wil iets doen in ons midde. Maar hy kan nie met ons werk as ons dink ons is nie skeef nie. Ons maak asof ons reguit is. Ons is hierdie mentaliteit van 'n Sondag Christendom en Maandag tot Vrydag leef ek net soos wat ek wil. Amos wys ons dat die moontlikheid bestaan, dat jy al die godsdienstige goed kan doen, al die mooi goed kan doen. En dan sê hy, sonder dat jou hart daarin verander. Dan sê hy, dis nie wat God soek nie. Hy soek disippels vir 'n leeftyd. En dan mense, kan ek jou die opsomming van Amos gee? Hoor gou hierdie bekende woorde, as ek jou nou hierdie konteks gee, dan sê God, dan sê hy hierdie woorde, ek verag julle feeste. Ek het geen welgevalle in julle feestydde nie. Hoekom nie? Want julle verander nie. Julle gaan deur die emotions.
Julle dink is 'n grap, julle dink is dis, hoor julle gebruik my as 'n vyfde wiel. Ek seën julle, julle raak so gemaklik. Nou raak julle so gemaklik met my seën, dat julle ongemaklik raak met my heiligheid. Dis hoekom kerke lyk soos dit lyk, want as God begin opdaag, raak mense ongemaklik, want yes, dit is mos net prosperity, dis mos net oor dit kan net goed gaan met jou. Hey, ek sê weer, dis wat Amos sê, dis nie wat ek sê nie. Maar hy vra, en hy daag ons uit, dan sê hy, Amos 5:20, julle brandoffers en julle spysoffers, ek het geen behaag daarin nie, vat dit weg van my af. Ander vertaling sê, dis soos 'n vuil geur in my neus, vat dit net weg voor my uit. Amos 5, dan sê hy, verwyder die geraas van julle geliedere. Ons dink ons aanbid en die Here druk sy ore toe en sê, dit gaan nie oor die aanbidding nie, dit gaan letterlik oor die ons wat nie verander nie. Dit is vir my so hartseer, mense. Maar ek voel die uitdaging, ek voel dit in my binneste. As God ons gemeente gaan vat na 'n hoër vlak toe, is dit nie net ek nie, dis jy en jou buurman en almal wat hier sit in die kerk, dat ons kan verantwoordelikheid vat. 1 Korintiërs 16 dan sê hy, wees manlik, wees vol van geloof, wees sterk. Dit beteken letterlik, vat vas. En dit sluit die vrouens ook in, vat vas. Dis soos iemand wat van 'n berg afgly, en hoor jy so, ag ek vat maar so bietjie. Weet, is dit jou skoonma as verstaan, ek, maar, dit is nou, jy vat so. Nee, vat vas. Ek trek hom op en ek vat vas. Ek wil hê dit moet insink 'n bietjie met jou. Hy het nie hulle liedere gehaat nie. Hy het die skeiding gehaat wat tussen hulle liedere en die lewende God was, het hy gehaat. Daardie skeiding tussen 'n maandag en 'n sondag, daardie skeiding tussen 'n sondag en 'n donderdag. Hy het dit gehaat. Jy mense, en ek weet, is nie 'n lekker woord vir oggend nie. En dit sal so lekker wees om net mense te bedien en eers maar dan voel ons goed weer vir 'n rukkie en dan tot Woensdag toe, maar jy moet die goeters hoor. Hy vra jou nie hoe was jou Sondag nie, hy vra jou hoe lyk jou Maandag. Dis waaroor kerk gegaan het. Kerk het gesê, kom ons bemoedig jou, kom ons inspireer jou, kom word vol op 'n Sondag sodat jy Maandag en Dinsdag en Woensdag en Donderdag kan uitgee en 'n voorbeeld en 'n impak kan wees, dat jy weer op 'n Woensdag na 'n selgroep te kan en Sondag weer kan kerk toe kom om weer te kan. Hoe meet God jou lewe? Net gou miskien net af, hy meet jou lewe. Hoe gaan jy weet of ek reg is? Hy meet jou lewe volgens die skietlood. Jy kan lees daar in Amos. Dan sê hy letterlik daarso, Amos 7, dan sê hy, kyk, die Here het gestaan by 'n muur met 'n skiet, wat met 'n skietlood gebou is. En in sy hand was 'n skietlood. Daardie skietlood is een van die oudste maniere om 'n reguit lyn, 'n stuk tou met 'n gewig onder. As jy hom hang van die dak tot, hy wys vir jou reguit of skeef. Dis al. Hy wys vir jou reguit of skeef. En dan sê hy, God kom met 'n skietlood, en dan vang hy hom so, hy trek hom so langs jou lewe op. As jy in die waarheid, party bouers hier in Suid-Afrika, hulle gebruik mos nie 'n skietlood of 'n waterpas nie, hulle gebruik hoop. Hulle is in George ook, né? Daai tipe bouers, hulle gebruik nie hulle gebruik hoop. Nee, hy lyk maar vir my reg. Hulle trek 'n streep oor die bou hierso, dit lyk reg. En op die einde van die dag, dan kom jy by, ag nee man, waar is daai? Ja, dan kom jy by so iets uit. Check hierso. Dis 'n muur. Wat lag julle? Is genuine bakstene, hy het 'n fondasie. Mense, kyk net daarna. Dis iemand wat begin het en gesê, ag, is okay man. Dis alright. Dis 'n muur. Dis 'n bietjie skeef, maar kom ons gaan kyk, ons gaan net aan. En dan kom God, en dan sê hy, kom na my toe, ek
wil jou help, ek wil 'n skietloot, ek sit om hier langs jou lewe en dan voel ons is so uitgedaag, ons die Here oordeel ons, hy seën my nie nou nie, hy straf my nou, maar hy wil jou herstel, hy gebruik die skietloot. Ons doen dit so baie geestelik, nee. Ag, ek is maar okay, ek is so right nou. Geestelik, ek wil nie so vol wees soos daai weird ouens wat vol is van die Here nie. Wat sê jy? Is 'n bietjie skeef, man. Ek raak 'n bietjie skeef. Weet jy, as jy skeef loop, jy kry ander tipe pyne, rug en allerhande ander goeters. Ek gaan 'n paar goeters om 'n skiepie sommer. Is jy bereid dat God my lewe bietjie meet? Dis Amos. God kom met 'n skietloot, 'n waterpas, sy woord. Sê, is jy bereid om jou lewe so bietjie te meet? Net so vir interessantheid. Dan gaan ons Nuwe Testament en dan sê hy die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering en weerlegging en teregwysing en onderwysing in geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dis so mooi. Volkome toegerus. Ja, hoorie, Dinsdag, hoorie so, ons het nou daai liedjie gesing. Hoorie so onbeplanhede gebeur. En dan kom jy in daai situasies, maar is jy volkome toegerus? Die woord van God is hier binne in jou, jy's toegerus vir elke goeie werk. Net so by the way, lering in daai konteks beteken letterlik, hy wil jou wys wat reg is. Weerlegging beteken letterlik, hy wil jou wys wat verkeerd is. Teregwysing beteken letterlik, God wil jou wys om weer dit wat skeef is, reg te maak. En dan onderwysing in geregtigheid beteken letterlik, hy wil jou leer om aanhoudend in dit te lewe wat reg is. Dis die versies wat daar staan. So by the way, teregwysing beteken epanorthos. Jy hoef dit nou nie te onthou nie, maar dit beteken letterlik om iets wat skeef is reg te stel. Of iets terug te bring na sy oorspronklike posisie toe. Baie keer dan dink ons teregwysing is God wat sy vinger na ons toe wys en sê, kyk hierdie foute. Maar as die Bybel sê hy wil jou teregwys, dan bedoel die Bybel ietsie anders en sê, hy wil sy hand na jou toe uitsteek, hy wil jou help, hy wil jou herstel. Dis soos 'n bouer wat 'n skietloot uithaal en sê, as ek hierdie skietloot uithaal is nie, ek haat hierdie muur nie, ek sien potensiaal in hierdie muur, hy is so bietjie skeef, maar ons kan hom reg kry. As jy nou na hom toe kom, kan hy dit wat skeef is reg maak. Of dan gaan 'n dag kom wat hy hom moet afbreek. Terwyl ons lewe, kan ons na hom toe gaan en sê, Here, ek voel iets is verkeerd. Ek meet my aan sy standaarde. Die skietloot pas nie by my muur aan nie, die muur moet by die skietloot aanpas. Kan julle hoor? Hoe verdraai ons die wêreld? Moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld, maar word verander deur die vernuwing van julle gedagtes. Kom na die woord toe, laat hy jou meet. Jy kan reg wees. Die laaste ene mense, ek skiep nou sommer 'n klomp goeters hier, sommer die laaste ene wat jy vandag moet hoor is, God se laaste woord is herstel en hoop. As ons daar by hoofstuk 7 moes eindig, dan is dit letterlik net, hoor jy so, God oordeel, daar's teregwysing, daar's verandering wat moet gebeur, maar ek weet nie wat om te maak nie. En dan eindig hy by Amos 9, dan sê hy, in die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig. Hy eindig daarmee en hy gee hoop en hy sê, ewe skielik praat Amos van Dawid en dan sê hy, ek het nie my verbond met julle vergeet nie. Ek weet julle het pyn en julle het seer en julle muur raak skeef, maar ek het nie my verbond met Dawid vergeet nie. As jy na my toe kom, dan sal ek jou dadelik weer herstel en ek sal jou regmaak, ek sal jou anker, ek sal jou fondasie, ek sal regmaak wat verkeerd is. En dis waarvan Richard praat, in hierdie teenwoordigheid, is hy besig om sy skietlyn uit te haal, en sê, as jy siek, hoor ek kan jou gesond maak. Want hoekom? Want ek meet my volgens die woord, die skietloot, die waarheid.
In hierdie teenwoordigheid, daar is vrede. Waar kom ons daaraan? Jessie man, ek sit in 'n tafel saam met hom Psalm 23. Gister wy ons 'n jong meisietjie toe en ek het dit al tot vervelings toe vir jou gesê. Ons het Psalm 23 vir ons kinders geleer. Die Here is my herder, ek sal niks ontbreek nie. Toe Lumay 4 jaar oud was, toe sê sy dit daar voor die TV en sê, die Here is my herder en niks sal my opvreet nie. Is jy reg? Is heeltemal reg? Gaan aan. Maar ek meet my volgens die woorde van ek gaan niks tekort kom nie. Ek is niks ontbreek nie. Ek het die guns van die Here, ek het die seën van die Here. Jy kan op rusbanke lê, jy kan op die voorbeddens lê, jy kan jou skure volmaak, die druiwe kan vol wees, maar moenie in so gemak begin kom dat jy ongemaklik raak in die teenwoordigheid van die Here nie. Ja, mense, en dan herhaal hy dit sommer in Handeling, ek quote sommer vir jou, dan preek Jakobus daar in Handeling, en sê hy, en hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskryf is, daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig. Ek sal hom opbou en dit wat vervalle is, sal ek weer opbou en dit oprig, sodat die oorblyfsels van die mense die Here kan soek en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, sal weer terugkom na my toe. Ja. Ek gaan afsluit. Moenie vir my kwaad wees nie, gaan praat met Amos. Mense, maar ek dryp hierdie toetsie. En jy kan vanoggend voel, Jesus, ek is veroordeel. Jy kan jouself jammer kry en soos Job daar op 'n ashoop gaan sit en sê, Jesus, ek gaan dit net nooit reg kry nie. Maar dis nie die uitnodiging. Die uitnodiging is punt 3. Hy eindig nie met oordeel, hy eindig met hoop en herstel. Hy sal die vervalle hut van Dawid weer op. Hy het nie sy belofte met jou vergeet nie. Wie jou vra vanoggend, as jy wil volkome lewe, as jy glo aan dit wat ons hier by hierdie kerk doen, as jy glo aan die skrifte en die woorde van Jesus Christus, dit help nie ons bly grys nie. Jy gaan oor die Rubicon ergens moet stap, en ek praat nie eens van bekering nie. Ek praat van iets van meer as bekering, en sê, ek is moeg vir hierdie karring. Ek is moeg vir, ek hou so slapperig vas. Ek is bereid om te sê, ek leef nie net vir God op 'n Sondag nie, maar op 'n Maandag en op 'n Dinsdag. Is ek bereid dat God my lewe begin meet? Hy mense, is nie lekker nie. Maar anders is ek nie 'n herder en dan maak ek droog in my bediening en gaan lees bietjie Jesegiel 36, wat so oordeel daar is op herders van gemeentes as hulle nie die waarheid sal praat met die kudde nie. Is jy bereid dat God met sy skietlood kom en bietjie meet? En dan dink jy, ek is so verwyderd. Ek is nie net ek het onvanpas nou, maar ek wil eintlik sê unlevel, maar dit is seker dieselfde ding. Maar ek is so ongelyk met sy woord. En dan jaag hy jou nie wyd en wys sy foute en sê, kyk hoe sleg is hierdie muur nie. Hierdie God nooi jou en dan sê hy, kom ek herstel. Ek kan nie hierdie gebed doen vir jou nie. Miskien terwyl ons net afsluit met 1 of 2 liedjies. Ek kan dit vir jou bid, maar jy hier in jou hart moet dit besluit. Ek kan dit vir jou bid totdat jy blou is, ek blou is in die gesig. Maar wat wil U reguit maak in my lewe vandag? Wat wil U reguit maak? Wees bietjie eerlik met die Here. Wat wil U reguit maak? Waar leef ek anders as wat ek aanbid? Mense, as jy 'n bouer is, dan kan jy net op nommer 2 fokus die hele tyd.
Dis 'n moeilike lewe daar buite. Maar jy moet beskermd wees en jy moet in sy teenwoordigheid wees om karakter te kan hê om Yeshua ook op 'n Woensdag te sing daar op 'n site. Jy moet kan Donderdag ook kan sing Yeshua. Ja, Jesus het tafels omgegooi en kwaad geword. Leef jou lewe. Doen wat jy moet doen. Maar bly gemaklik in sy heiligheid. Is ek bereid om herstel te ontvang? Want hy jaag jou nie weg nie. Die verlore seun kom nie huis toe en sê, wat maak jy hier nie? Vat jou goed en gaan terug varkhokke toe. Yes, hy is so bly om hom te sien. Sit net so oomblik, ek gaan die woorde daar ophou. Is een van die drie, dalk al drie. Dan kan jy die Here net vra vanoggend, Here, maak my sterker, maak my ryker in U. Laat my groei in U. Dis nie 'n lekker boodskap nie, maar gaan lees Amos. Dat jy nie sal wees soos iemand wat God sê, ek haat dit as daai ou praat. Want dit wat hy praat op 'n Sondag en dit wat hy praat op 'n Dinsdag is nie dieselfde persoon nie. Kom eerder na hom toe en sê, Here, ek haat myself vir wie ek is. Ek haat myself vir wie ek geword het. En dan embrace God jou en hy werk in jou. Of is jy tevrede? Is jy tevrede? Is jy tevrede?
En ons verklaar oor U bemindes. Here, my ingesluit wat sê, Here, U stuur nou elkeen wat hierdie woord gehoor het en sê, ek is by jou. Ek is 'n liefdevolle, ek is nie net 'n regter, maar ek is ook 'n boumeester. En ek wil kom bou in jou lewe. As jy my aanroep vanoggend, dan sal ek kom bou in jou. Ek sal met jou praat in die aande terwyl jy slaap. Ek sal wakker wees oor my woord. My insigte en my wysheid sal uit die blaaie van die Bybel vir jou spring. Dit sal bo op jou spring, dat jy sal weet, ek het wysheid en gedagtes van God die Almagtige gekry. Dit sal nie ophou nie. Dit sal wees so strome van lewende waters, waar daar nie van einde is nie. Jy sal kan lewe in vrede, te midde van spyt en verknorsings. Maar jy sal ook kan lewe op die voorbanke, rusbanke en store wat vol is. Want jy is geroep om my te eer en my te aanbid. Nie net wanneer die musiek speel nie, maar wanneer die musiek nie speel nie. Jy is geroep om gemaklik te wees in my teenwoordigheid. Jy is geroep om gemaklik te wees in my seën. Jy is geroep om gemaklik te wees waar ek ook al met jou beweeg. En daarom, Here, gee ons vanoggend ons harte, ons lewens weer opnuut na U. Here, U is 'n goeie Vader. En soos hierdie liedjie nou weer bevestig, Here, dat Here U my sal help. Here, dat ek met U skietlood en die waarheid, Here, sal lewe. Dat Here U ook van my sal sê, 'n getroue dienskneg. Here, ek bid dit vir die gemeente en elke gesin en elke familie. Soos ons nou gaan afsluit en mense hulle besluite gemaak het, Here, kom en seël dit. Here, kom soos Jakobus wat sê, ek word 'n dader van die woord. Ek het reeds besluit, ek gaan minder skraal, ek gaan minder Facebook, ek gaan minder ander gesnerd lees, ek gaan meer fokus op U, Here, hierdie week. En U, Here, elkeen verras met U teenwoordigheid. Soos ons dan nou sing verder, soos ons hier uitbeweeg, laat ons gaan met hierdie stem en hierdie verklaring, Yeshua. Yeshua op 'n Dinsdag, Yeshua op 'n Donderdag, Yeshua op 'n Saterdag en op 'n Sondag. Here, dat U hierdie mense sal seën met 'n wonderlike dag en week, Here. Dat ons getuienisse sal hoor van wat gebeur het in en deur hulle. Ons bless hulle tot ons vanaand mekaar weer sien. In Jesus naam. Amen en amen.